Hallo julle, in hierdie video kyk ons na 'n voorbeeld waar ons 'n driehoek moet oplos as deel van 'n tweedimensionele probleem. Kom ons lees wat dit sê. 'n Vliegtuig by A vlieg 'n hoogte van 7 km direk oor punt B op die grond. So hier kan jy op my sketsie sien, daar is 'n vliegtuig daar by A en dit is reg bokant die punt B. Die vliegtuig is op pad na punt C, hier, hy wil daar land. Die dieptehoek van A na C is 10 grade. Nou onthou, 'n dieptehoek word van 'n horisontale lyn afgemeet. So daar in die vliegtuig kyk hulle af, daarom is dit 'n dieptehoek, maar die hoek waarmee jy afkyk moet tussen 'n horisontale lyn en die voorwerp waarheen jy kyk wees. Goed, D is 'n punt langs die pad van B na C, sodat CD 22,7 km is. Nou dis nie aangedui op die prentjie nie, kom ons dui dit gou aan. CD is 22,7 km. Dan bereken die volgende vrae korrek tot 1 desimale plek. Die afstand BC en dan 'n hoogtehoek. Goed, nou vir die afstand BC, dit is hier die afstand BC. Ek werk in 'n 90 grade driehoek. Ek ken hierdie sy, dit is 7 km. Ek ken daardie is 10 grade, so hierdie een gaan ook 10 grade wees, en hier die hele hoek daar gaan 80 grade wees, want daardie is mos ook 'n horisontale lyn, en hierdie is 'n vertikale lyn, so saam met hulle 90 grade maak. Nou ja, ek dink ons het meer as genoeg inligting om BC uit te werk. Ons gaan werk in die groot driehoek ABC. En in daardie driehoek weet ons dat CB die teenoorstaande sy is van die 80 grade hoek, en die 7 is die aangrensende sy van die 80 grade hoek. So, dan weet ek moet tan gebruik. Onthou julle, ons onthou ons tan met tanta vir teenoorstaande op aangrensend. So ek sal sê BC gedeel deur 7 is tan van 80 grade. Dan is BC gelyk aan 7 tan van 80 grade. En dan werk jy dit met jou rekenaartjie uit, en ek kry 39,7 grade. So hierdie, grade, hoor nou vir my, dit is mos kilometers. BC is hierdie afstand, kan nie 'n grade wees nie. Dis kilometers, want al ons eenhede vir afstand hier is kilometers. Goed, dan vraag B vir my, bereken die hoogtehoek van D na A. So waar is daar die hoogtehoek? Van D na A. So, dis hierdie hoekie hier. Iemand staan hier by D en kyk op na A toe. So, dis die hoek wat ek wil uitwerk. Dis my hoogtehoek. Nou ons kan dit maar D1 gaan noem, net om te onderskei, want ek het 2 hoeke daar by D. So kom ons praat van D1. Nou D1 is in driehoek ABD. En in driehoek ABD ken ek die 90 grade en ek ken die 7 km. Maar 2 dinge is nie genoeg om die driehoek op te los nie.
So ek moet eers 'n derde ding uitwerk. En daai derde ding gaan die lengte van DB wees. Onthou, ek gaan dit net hier skryf sodat ek daar kan uitvee. BC is 39,7. So, dan kan DB, my DB is dan 39,7 minus 22,7. Kyk net gou-gou, daar is my hele lengte is 39,7, hierdie stukkie was 22,7, so as ek dit aftrek, gaan ek sien hoe lank DB is, en dit is 17 kilometer. So, nou weet ons nog 'n sy, 17 kilometer. En nou sal ons ook D1 kan uitwerk, want ons het hierdie sy, daardie sy en 'n 90 grade hoek. So, dit is nou teenoorstaande, laat ek net hierdie aangrensend en teenoorstaande uitvee, want dit was vir 'n ander hoek. Kom ons werk in rooi. Dit is nou teenoorstaande, daai 7 kilometer, en die 17 is aangrensend. So, teenoorstaande op aangrensend is die tan van die hoek. Tan van D1, met ander woorde, is gelyk aan 7 gedeel deur 17. En altyd as jy 'n hoek wil hê, en daardie is 'n hoek, dan moet jy gebruik shift en wat ook al hierdie verhouding is. Omdat dit 'n tan is, gaan ons sê shift tan van 7 op 17. En dan moet jy onthou dat jy nou nie meer tan van die hoek het nie, jy het nou die hoek self, en ek kry die hoek 22,4 grade, want dit is die eenheid vir hoeke. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld, voorbeeld 2. AB is 'n vertikale paal, so hier is my vertikale paal, AB. Die paal is met draadkabels AC en AD geanker. Die voet van die paal B is op dieselfde horisontale vlak as C en D. So hierdie is 'n horisontale lyn, daar is 'n vertikale lyn, ek weet die hoek tussen hulle is 90 grade. Die dieptehoek vanaf die boonste punt van die paal tot by C, met ander woorde, dieptehoek is nou weer, jy het 'n horisontale lyn nodig, en dan kyk jy af met daardie hoek. En daardie dieptehoek is 71 grade. AC, hierdie kabel hier, is 9,2 meter lank, en D is 2 meter vanaf B, wat die voet van die paal is. Bereken die volgende korrek tot 1 desimale syfer. Bereken die hoogte van AB. Nou eers moet ons besluit in watter driehoek gaan ons werk. Kom ek kry net 'n highlighter gou hier. Daar's AB wat ek wil uitwerk, so 'n bietjie krom en skeef. Nou as ek kyk na driehoek ACB, het ek 3 dinge in dit. Nie op die oomblik nie. Onthou, ek weet hierdie hoek is ook 90 grade, want dis 'n reguit lyn hier, en dis ook maar vertikale paal en 'n horisontale lyn daaronder, so die hoek is 90 grade, so ek weet een ding. Ek weet ook die 9,2 is 2 goed, so ek benodig 'n derde ding, maar dit gaan maklik wees. Ek kan enige een van 2 doen. Ek kan sê, hier het ek verwisselende hoeke, want ek het hierdie ewewydige lyne, en dan is hierdie hoek ook 71 grade.
of ek kon daardie enetjie uitgewerk het, want hierdie hoek is ook 90 grade. Dit maak regtig nie saak nie. Wat wel belangrik is dat ons nou genoeg inligting het in driehoek ABC. Nou onthou, ons wil AB uitwerk. So AB gedeel deur AC, wat ek ook ken, dit is die skuinsy, dit is die teenoorstaande sy. So teenoorstaande op skuins is die sin van 71 grade. Nou ja, ek weet dat AC 9,2 is, so ek kon dit eintlik hier ingevul het. AB gedeel deur 9,2 is sin van 71, en dan gaan ek maal met my 9,2, en my antwoord vir AB is dan 8,7 meter. Goed, ek wil my prentjie net 'n bietjie skoon maak. Al die highlights en alles hier op hier nie. Ons het nou vir AB uitgewerk en ons sien dis 8,7 en ons weet dat hierdie hoek 71 grade is. Ons weet dat ons hier 'n 90 grade het, want dis 'n horisontale lyn en 'n vertikale lyn. En daar het ek 71, so hierdie moet 19 grade wees, want daai is ook 90. Goed, dis die dinge waaroor ons gepraat het. Kom ons vee die antwoord uit, en dan gaan ons vir vraag B. So vir vraag B is die grootte van hoek CAD gevra. So van C na A na D toe. So dit wil sê, dit is hierdie hele hoek daar. Maar weer eens kan ek nie in driehoek ACD werk nie, want ek het nie 'n 90 grade hoek nie. So, 'n beter plan sal wees om net daardie hoekie daar uit te werk en dan by die 19 grade te tel. Nou kom ons sê daardie hoekie is A1. Hy wil nie skryf nie, kom ons probeer weer. Daar's hy, A1. Nou kan ek werk in driehoek ABD. Vir hoek A1 is die 2 meter my teenoorstaande sy en die 8,7 meter my aangrensende sy. So in driehoek ABD is tan van hoek A1 gelyk aan 2 gedeel deur 8,7 en dan moet ek gaan shift tan omdat ek die hoek uitwerk. So die hoek is dan gelyk aan 12,946, maar omdat hulle vir my gesê het korrek tot 1 desimaal gaan dit 12,9 grade wees. So daai hoekie daar is 12,9 grade. Nou ja, dan die een wat hulle vir ons gevra het, hoek CAD, gaan wees 19 grade plus die 12,9 grade en dit gee vir ons 31,9 grade. Reg, dan vra hulle by nommer C vir ons, bereken CD, die afstand tussen die 2 ankers van die draadkabels. So ek wil hierdie hele afstand bereken. Ek ken reeds daardie stukkie, dit is 2 meter. So as ek hierdie stukkie ook kan uitwerk, dan tel ek dit weer bymekaar. Onthou, CD is 'n sy in die groot driehoek, maar ons kan nie met die groot driehoek werk nie, want daar is nie 'n 90 grade hoek nie. So kom ons maak skoon en dan doen ons
die antwoord van nommer C. Ek gaan werk in driehoek A, B, C. Ons weet dat hierdie hoek 71 is. Ons weet dat daardie sy 87 is. Hierdie een is 9,2. Hoe kan ons CB uitwerk? Eintlik is CB die enigste onbekende op die stadium. Jy kan maar enige van die trigonometrie verhoudings gebruik. Jy kan selfs Pythagoras gebruik. Ek gaan vir 71 grade hier, waarvoor CB die aangrensende sy is, gaan ek cos gebruik. Want hierdie sy is die skuins sy en aangrensend op skuins is cos. Nou hoekom kies ek om daardie twee spesifiek te gebruik? En dit is omdat albei gegee is. So as ek 'n fout ergens anders gemaak het, dan dra ek nie die fout oor nie. Maar ja, as jy geen fout gemaak het nie, letterlik alles gaan werk. So cos van die 71 grade is gelyk aan CB gedeel deur 9,2. So CB is dan 9,2 maal met cos van 71 grade en ons moet daardie antwoord korrek tot 1 desimaal gee, maar dit rond mooi af na 3 toe. En nou weet ek hoe lank CD is. Dit gaan die 3 wat ek hier het, plus die 2 wat ek daar het, wat vir my 5 meter gee. Ja, al my eenhede is meter, so hierdie is ook 3 meter.